Sabbatdag 4 Julie vanmorgen, lesing 55 van die groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is nou besig met 'n lesing wat Joshua direk vir sy volgelinge gee, wat daar by hom sit oor die lewe op aarde, wat dan sal lei tot 'n lewe in die hiernamaals. En hy behandel albei kante, as jy in sy woord bly, en dan ook wat gebeur met jou as jy buite sy woord bly. Hy verduidelik hoe ons naaste liefde moet doen, die regte en die verkeerde verduidelikheid. En nou is ons by die volgende hoofstuk 103, en die opskrif is daar die ontwikkeling van die materie. En min mense, veral mense wat uit kerke kom, kan nie die samehang begryp van die materiële skepping nie. En ek wil net so 'n bietjie vooraf verduidelik, en julle moet my maar verskoon as julle al die kennis reeds het, maar daar's baie mense onder ons wat hier sit en wat nie hierdie insig het nie, en dan gaan hierdie woorde wat baie beknop is, gaan dan vir hulle min sin maak. Die aanvanklike skepping, toe Vader, hy is ewig, hy het geen begin en geen einde nie. Hy is 'n ongeskape gees. In hierdie ongeskape geeswese wat manlik en vroulik in hom gehad het, hy het 'n manlike pool en 'n vroulike pool gehad. En dit het veroorsaak dat die onsterflike gees onsterflik bly. En in hom het 'n verlange gekom om ook soortgelyke wesens buite homself te stel. Net soos wat die verlange by 'n getroude paartjie ontstaan, dat hulle kinders wil hê. En toe plaas Vader sy eienskappe buite homself. Eerstens plaas hy 3 van sy eienskappe, sy hoofeienskappe buite homself as onafhanklike wesens. Die een wese se naam was liefde, en die ander wese se naam was die lig, en die ander wese se naam was die ewige lewe. Uit daai 3 groot engelgeeste, oneindige groot sterk wesens, in staat om nie net skepings voor te bring nie, maar ook heelalle voor te bring. Hulle het elkeen 'n vrye wil gehad, want hulle was onafhanklik geskape. Dieselfde drang om goed te doen was by hulle teenwoordig as die drang om sleg te doen. Bedoelend die drang om liefde uit te leef of die drang om teen die liefde in te gaan. Uit hierdie 3 groot oorspronklike idees het toe die 7 hoof aardsengele ontstaan, en hulle is voortgebring uit daardie kombinasie van 3 gedagtes. En dit is hulle wat ons daar op die bord se name het en hulle eienskappe: liefde, wysheid, werksame wil, orde, erns, geduld en barmhartigheid. Hierdie geeswesens was nie gebonde in materie, tyd en ruimte nie. Dit is moeilik vir ons om so 'n toestand te beskou, want ons is in die vlees. Maar hulle was ongelooflik toebedeeld met alle mag van die Vader. Hulle was gode langs hom, maar wel sy diensknegte. Nou, een van die groot probleme was dat hulle hom nie kon sien nie. Hierdie groot idees, hoofengele wat uit hom uit ontstaan het, kon hom net ervaar in hulle gees, maar kon hom nie sien nie, omdat daar in die skrif staan dat jy Elohim nie kan sien nie sonder om te sterwe. En dit is nie net van toepassing op ons mense nie, ons vleesmense nie, maar ook van toepassing op engele. Nou ja, ons ken die geskiedenis. Een van hierdie 3 hoofwesens het in homself 'n begeerte gekry om aanbid te word, en hy het gesê hy is die bron van alle krag in die heelal. Hy het homself verhef teen Vader,
wetend wie Vader is, het hy al die ander engelgeeste onder hom. Onthou, elkeen van hierdie 3 hoofengele en die 7 wat uit hulle ontstaan het, het oneindige leers van ander geestelike wesens gehad onder hulle. Hulle het bly skep, hulle het nooit opgehou nie. En hulle skepings was baie soos die materiële skepping met die verskil dat daar geen dood bekend was aan hulle nie. Daar was geen rebellie nie, daar was net liefde. En daaruit voortkomend die wysheid en die wil om te skep binne Vader se orde. Eers toe die lig, wie ons Lucifer noem, homself verhef het 'n groot aantal, ek dink die syfer is 1/3, van ander engele het gesê, ja, is reg so, ons aanbid jou, jy is die bron van alle krag. En stadig maar seker het al hulle skeppingsvermoëns het hulle dit verloor, omdat hulle die liefde vir Vader verloor het. En as jy die liefde vir Vader verloor, dan verloor jy sy wysheidsgees, en jy word dwaas, en jy word sleg en lui. Jy word nie meer werksaam nie, want werksaamheid, daar is dit die 3de een op die bord, werksame wil, is 'n gees wat in jou en my teenwoordig moet wees. En hulle verloor alles, en hulle verhard, wat eintlik beteken, dat dit Vader se rugsteenplan was, in Engels, backup plan, dat as ek jou vryskep, en jy draai jou rug op my, dan het ek 'n ander plan, wat enige goeie ontwerper en ingenieur in gedagte hou, wanneer hy iets doen. En so het hierdie skepping van Lucifer, die lig, een van die 3 hoofgeskapene engele of idees, het stadig aan maar afgeskei van al die ander skeppingsordes, en het verhard, en het al hoe meer, kan ons dit in ons terme beskou, die molekules en die atome en die protone het al hoe nader aan mekaar getrek. Hierdie plank voor my, waarop my lesing lê, dit is nie in werklikheid 'n vaste vorm nie. Op skool het ons geleer dat dit bestaan uit molekules, en dat molekules bestaan uit elektrone, protone en neutrone, en dat hulle dryf vry in 'n vorm wat ons 'n molekuule noem. So daar is spasies tussen die goed, en dit was net baie groter en baie meer ongebonde in die aanvanklike skepingstyd. En nou het hierdie rebelle ook nou, saam met hulle in hierdie skeppingsruimte van die lig, het hulle mense saam met hulle afgetrek, wat nie gerebelleer het nie. Want daar was 2/3 wat nie gerebelleer het nie. Maar hulle was vanweë hulle geskapenheid, was hulle in die skeppingsruimte van Lucifer. En hulle is afgetrek saam met die 3de rebelle, is hulle ook afgetrek. En so het die hele heelal ontstaan wat ek en jy vandag kan sien as dit nag is en ons kyk in die lig in. Ons sien 'n klein deeltjie daarvan. Die hele skepping van Lucifer het verhard geword, rebelle en nie rebelle. Die verskil is net dat die nie rebelle woon vandag op al die verskillende biljoene der biljoene planete in 'n redelike saligheid en in 'n redelike vrede. Maar dit was nie altyd so nie. Met die val van Lucifer en sy rebelle het daar geweldige oorloë in die hemel gekom. En hierdie groepe het mekaar aangeval. Natuurlik, die rebelle wou heeltyd al die ander ook oortrek na hulle siening toe, om vir Lucifer te aanbid. En toe het Vader alles geskei in afsonderlike heelalle, afsonderlike planete, afsonderlike sonnestelsels. En dit is wat ons nou sien. Ons is nou in daai gevalle ryk.
Dit is hoekom ons sondig is. Nie noodwendig omdat ons deelgeneem het aan die aanvanklike sonde nie, maar omdat ons in daardie gebied was en ons sonde gesien het, wat nie bekend was in die hele skepingsryk, nie in die ander 2 van die 3 nie, en ook nie in die ander 7 nie. Dis soos Kain en Abel. Kain slaan vir Abel dood, en daarna het al die mense van hierdie sonde bewus geword van moord. Voor Abel vermoor is, was daar nie 'n gedagte aan moord nie. En dieselfde, toe hierdie klomp rebelle rebelleer, toe sien die ander in daai ryk, hoe lyk alle sonde? Wat ook al die sonde was wat hulle gepleeg het, moord, en hulle kon hulle nie moord nie, want hulle was almal ewig lewende wesens. En so is ons nou in 'n hele heelal vasgevang, waar die materie eens gees was. Eens was die boom 'n geesteswese. Eens was die aarde 'n engelwese, wat nou verhard het weens die val, maar wat haar, hierdie spesifieke planeet, in haar groot liefde vir Vader, wat sy nie verseker nie 'n rebel was nie, het sy gesê, ek stel my nou in hierdie gevalle toestand as 'n planeet, stel ek my beskikbaar vir Vader se leerskool om hier opgerig te word. Ek stel my beskikbaar dat die Messias hiernatoe kan kom, dat hy hier kan sterf en dat hy hier die hele val kan omkeer. Want onthou, hierdie val het net al hoe donkerder en duisterder geword. Iewers moes dit omgekeer word. En dit is omgekeer met die dood en opstanding van Yeshua Messia, en het daar 'n draai gekom in die val. Die val is gestuit. Lig is aangesteek in hierdie hele groot gevalle heelal. Eerstens, in Yeshua se hart was daar altyd lig, want ek glo dat hy die wese van liefde was, die gedagte wat Vader buite homself geplaas het. En die liefde het gekom, in Johannes 1 sê dit, as die lig van die wêreld. Maar hy het ook gekom as die liefde van die wêreld, en uit liefde uit vloei waarheid voort. Want onthou, voor die val, was daar nie 'n begrip waarheid nie. Hoekom nie? Daar was nie 'n leuen nie. Daar was nie valsheid nie, daar was nie boosheid nie. Eers na die val, het die skeiding gekom, dat die rebelle in die leuen in verval het, en in boosheid en duisternis, en die ander moes nou sien, ja, maar hoorie, dit wat hulle nou doen is verkeerd, die waarheid is dit. En die gees wat in hulle was, het nog steeds van die oervadergees afgekom, en daardie gees van wysheid is vir hulle aangebied as waarheid. Hulle kon nou onderskei tussen wat reg en verkeerd was, wat voorheen nie nodig was nie, want alles was reg. Dit is hoekom die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan in die Bybel gepraat word in die tuin van Eden. Dit is die gees van die rebellerende lig Lucifer. Want hy het nie net kwaad nie, hy het ook goed in hom. Hy is nie net suiwer nie, nie net besoedel nie. Daar is ook hier en daar suiwerheid in hom te vind. En dis wat dit so moeilik maak. Maar die boom van die ewige lewe, die gees van waarheid, wat vir hulle gegee was in die tuin, was direk van Vader af. En so kon hulle bly bestaan. Maar omdat hierdie groot heelal nou 'n einde begin kry het, in die sin van wesens wat nou so verhard het, daar het dood ingekom. Dood het ingetree in hierdie gevalle ryk. En daarom het Vader dan nou vir ons 'n plan bewerk, en het hy hierdie vleeslike skepping van Adam en Eva
op hierdie aarde geplaas, nadat 'n lang tye verbygegaan het, om hierdie aarde geskik te maak vir fynere wesens, wat sy gees kon dra. En Adam en Eva was die eerste twee wesens, geskape uit hierdie oervader gees, vader, moeder, en hy het Adam en Eva op die aarde geplaas, soortgelyk aan al die engelwesens wat hy geskep het in die begin, met die verskil dat hulle, met die ooreenkoms dat hulle een wese was, Adam en Eva in een. Want toe hy Adam en Eva geskei het, staan in die skrif, hy het Eva uit Adam gehaal en vir haar 'n liggaam gevorm, maar hulle was een siel. En dit is die geskiedenis in 'n bietjie breër terme voor Adam en Eva. Nou sal julle beter begryp wanneer Yeshua nou vir ons oor die ontwikkeling van die materie begin praat. So, materie wat ek nou verduidelik het, is gees wat verdig is. Daar's vloeistof, daar's vaste stof en daar's gas. Dit is waar uit hierdie materie bestaan. Maar in elke materiële ding is daar 'n siel. Daar is 'n vermoë in elke stuk materie gegee om homself voor te plant. Dink maar aan 'n pit van 'n mielie of 'n perske. Jy kan daai pit in die grond druk en dan kry jy weer perskebome soos die een wat jy geëet het van. En dit is in daardie harde pit is daar iewers 'n klein stukkie lewe. En daai stukkie lewe noem ons siel. En hy het dus hierdie siele laat ryp word in die materie, om uiteindelik die materie te verlaat en 'n suiwer onafhanklike lewe te kry binne 'n nuwe geestelike huis. Dit is eintlik wat ons dan die Vaderhuis noem, waarheen ons teruggaan omdat ons uitgegooi is. Dit is die eenvoudige verklaring. Maar om ons te help, die mens, het hy nie net 'n siel in 'n liggaam gesit nie, of vir die siel 'n liggaam gegee nie. Hy het ook 'n druppel van sy oergees in hierdie kombinasie gesit, sodat ek en jy nou bestaan uit liggaam, siel en Vader, Moeder, Gees. En dit is daar om ons te help. Dit maak ons anderste as al die ander wesens op aarde, of dit nou plante of diere, of regoplopende oerbarbare is. Ons het die Gees van Vader gekry wat onderskeiding maak vir ons, en wat vir ons 'n godsbesef gee, en wat ons 'n gewete gee. En natuurlik het ons 'n vrye wil. 'n Leeu het nie 'n vrye wil nie. 'n Leeu moet diere doodmaak om te leef. Hy kan nie môre begin gras vreet nie. En so omgekeerd kan 'n bok ook nie môre vleis begin vreet nie. Ons kan doen wat ons wil. Dit is die vryheid in 'n baie beperkte mate wat ons gehad het as geskape geeste. Maar daar is grense. Die grense noem ons materie, tyd en ruimte. In die oorspronklike skepping was daar nie tyd nie. Ruimte was onbeperk en materie het nie bestaan nie. En as jy nou Genesis 1, 2, 3 en 4 so gaan lees, met hierdie gedagte in jou kop, sal jy 'n baie beter begrip kry van Genesis. Jammer ek moes so lank verduidelik, maar kom ons lees hoofstuk 103, die ontwikkeling van die materie. Yeshua aan die woord. Toe ek, Yeshua, in die aanvanklike begin die geeste, as my ryp geworde idees, uit my na buite gebring, en hulle sodanig met my krag vervul het, dat hulle self begin het om te dink en te wil, moes aan hulle ook voorskrifte gegee word, waarvolgens hulle moes dink, wil en ten slotte handel. Tesame met hierdie meegedeelde en gegewe reëls, moes egter ook die prikkel om hulle nie aan hierdie reëls te hou nie,
in die eerste wesens geplaas word, omdat hulle andersins nooit in staat sou gewees het om op een of ander wyse hulle wil te gebruik nie. Die prikkel wat in hulle geplaas was, het eers 'n egte lewensdoel in hulle veroorsaak, wat tot gevolg gehad het, dat hulle begin het om besluite te neem, te kies, vasbeslote te wil en te handel. As mens dit besef, is dit uiteindelik werklik maklik om te verstaan, dat reeds by die eersgeskape geeste 'n bepaalde soort onkruid sigbaar moes word, omdat die prikkel redelik baie van die eerste geeste van die reëls laat afwyk het, ons glo 'n derde, en hulle, omdat hulle self steeds kragtiger teen die reëls verset het, ten slotte moes verhard, en op die manier die fondament voorsien het vir die skepping van die materiële wêrelde. Ek dink dit is 'n kort opsomming van wat ek net nou beskryf het. Die verskil, of iets wat ek net wil byvoeg. Vader se plan met hierdie geeste was dat hulle hom sou dien as onafhanklike wesens. Maar sou daar 'n val plaasvind, dan verander sy plan ten beste vir daardie wesens. En hulle kry nou die voorreg om nie net diensknegte te wees vir Vader nie, maar kinders in sy huis. Dit was die hoofdoel. En 'n kind staan hoër as 'n diensknegt. Almal wat kindskap op hierdie aarde kry, dit is die doel waarom ons hierdie lewe moet leef, gaan hoër staan as daai groot engele wat nog nie ook die aardse pad gevolg het nie. Hulle sal aan jou diensbaar wees. Natuurlik in die grootste liefde en geen hoogmoed en oorheersing is moontlik aan die ander kant in sy ryk nie. Maar dis wat nou vir ons weggebere is, sodat die bruid van Yeshua nou weer die posisie gaan inneem van die lig. Want die lig se posisie is vakant. Daar's nou niemand wat daai ligposisie vul nie, want die gees van Lucifer is in hierdie aarde ingedring, ingekerker, en miljoene engele hou haar daar vas. En Yeshua sê, as hulle 'n millimeter skiet moet gee, dan is die heelal tot niet. Nie net die aarde nie, die heelal. So daai gees van die lig is nie meer daar nie. Op die oomblik word die vakante posisie, net soos in enige maatskappy, 'n ander direkteur neem nou 2 poste waar. Yeshua, die liefde, het gekom as die woord, as die liefde en as die lig. En hy vorm nou sy bruid, dis jy en ek op aarde, om die posisie van die lig in te neem. Kan jy glo hoe 'n groot mag dit gaan wees wat ons gaan vervul? Hoor as daai 7 aardsengele se posisies. En dit bring mee dat jy absoluut suiwer van alle sonde, veral hoogmoed en eie selfsugtigheid moet wees. Jy moet kan gee en gee en gee van jouself vir Yeshua, wie nou ook een met Vader is, selfde wese. Eers is daar hoofsentraal sonne geskape en daaruit ontstaan vervolgens alle tallose ander sonne en hemelliggame soos planete, met daarby al die ander wat julle daarop, daarbo en daarin ontdek en vind. Alles in die materiële plante en diereryk. Alles wat nou materie is en genoem word, was eens iets geesteliks, wat vrywillig Elohim se goeie orde verlaat het, en op grond van die verkeerde impulse geleef, en daarin verhard het, wat dan die materie gevorm het, en waaruit dit bestaan. Die materie self is daarom niks anders as iets geesteliks, met 'n spesifieke oordeel, en wat uit sigself verhard het. Nog duideliker gesê,
is dit 'n uiters growwe en swaar huid, vel of omhulsel van die geestelike. Dit is wat die materie is. Die geestelike kan egter, as gevolg van die harde en growwe omhulsel, nooit self volkome materie word nie, maar leef voort en bestaan in die materie, van welke aard dit ook al is. As die materie uiters hard is, dan is die geestelike lewe daarin ook uiters aan bande gelê, en dit kan op sigself nie op die een of ander wyse verder manifesteer en ontplooi as daar van buite af geen hulp aan hom gegee word nie. Dink aan gesteentes wat bitter diep binne die aardkors lê. Dit is ook als verharde geesteswesens, maar hulle is daar in gevangenis, en nou laat Vader dit deur sy engele en deur bewegings van die aardkors, laat hy vulkane toe, en nou stroom hierdie smeltende, warm rots uit by die aarde, en stroom dit dan teen die berg af, en verweer dit nou deur wind en water, en ander maniere wat dit dan nou vertrap en vergrys. En uiteindelik word hierdie harde rots, wat so diep in die aarde was, word nou 'n baie sagte leemgrond, en daarin kom allerhande lewe nou voort, aardwurmpies, mikroorganismes en alles maak nou hierdie grond lewend. En nou is hierdie grond geskik vir 'n verdere stap in sy ontwikkeling. Ek praat nou van die sieledele binne in hierdie gevange materie. En sal hierdie sieledele dan omhoog gaan deur die wortels van 'n plant en uiteindelik in die plant kom en so verder gaan. So wanneer jy na die aarde kyk, kyk na die aarde as 'n lewende organisme. Alles lewe. Selfs 'n vulkaan is nie dooie rots wat smelt is en uitstroom nie. Daar is miljarde sieledele wat vrykom, wat gesmag het om hoër bestaansvorme in te gaan, en nou het dit gebeur. Dit is hoekom 'n mens nou kan verstaan, hoekom die aarde vir biljoene of miljarde jare blootgestel was aan vulkane en uitbarstings en al die goed wat ons vandag in die geologie van leer. Byvoorbeeld, ons het nogal 'n unieke geologiese stelsel in ons land. Ons het die Karoo-sisteem, wat die oudste geologie in die wêreld is, en dan het ons ook die Bosveld stollingskompleks, net hier noord van ons, hier by Rustenburg Brits, dan gaan dit so deur na die ooste toe. En dan het ons ook, en hierdie goed is baie ryk aan minerale, en dan het ons die diamantpype. Reg oor Suid-Afrika was daar pype gewees wat hierdie koolstof wat diep onder die grond onder hoë druk was, het hulle hierdie goed uitgespuit. En die meeste vulkane wat diamante dra, sê hulle, dis nou die geoloog, dat dit omtrent 60 miljoen jaar terug het hierdie algemene uitbarstings plaasgevind. Maar die Cullinan myn, hier buitekant Pretoria, het uniek 200 miljoen jaar gelede, het hy uitgespuit, en was 'n baie hoër drukvorm gewees as die wat later gekom het. En daarom is die diamante in daardie pyp ook van allerhande kleure en ook die grootstes in die wêreld, omdat die druk so hoog was. Ek dink die Cullinan diamant was iets soos 3000 karaat, nee, daarom. En dit was maar 'n derde van die hele diamant. Die ander stuk beweer hulle het alreeds daar uitgekom, maar word weg iewers in 'n swart stam bewaar gehou. Ek weet nie of dit waar is nie, maar dit is net 'n proses wat ons as Suid-Afrikaners van geleer het in die skool, maar ons het nie hierdie goed geleer van sieledele nie. Dit was nie vir ons gegee nie. Ons lees verder.
In die aarde harde gesteente kan die lewe eers, is ek nou reg, vers 5 of 6? 6. In die harde gesteente kan die lewe eers dan manifesteer as die rots gedurende die verloop van lang tydperke, die reën, sneeu, dou, haal, blitse en nog ander elemente week en steeds broser en broser word. Daardeur ontsnap dan iets wat van die lewe soos eter in die lug en 'n deel vorm 'n nuwe en ligter omhulsel vir homself. Eers in die vorm van tere skimmels versamel dit die vryer lewe op sigself omdat dit ontevrede is met hierdie omhulsel en skep weldra 'n nuwe omhulling waarin dit vryer en selfstandiger kan beweeg. So hierdie sieledele wat in die rots is en wat in alle materie is, het 'n neiging, want dit word aangepor deur die natuurgeeste. Natuurgeeste is lewende wesens wat los staan van die materie, maar wat diens doen in die materie. En hierdie sieledele aanpor om hoër en ligter te word, om los te kom, om uit die tronk uit te kom. Solank die nuwe omhulsel teer en week is, voel die gevange geestelike lewe goed en verlang niks beter nie. Maar die aanvanklike heel tere omhulling word deur die inwendige aktiwiteit van die geeste, natuurlik die natuurgeeste, wat nou onophoudelik volhard om al die stoffelike wat druk op hulle uitoefen, uit die weg te ruim, ook weer harder en grower. Daarom streef die geestelike lewe na bo, vorm daardeur nou die grashalm en in die verder verloop die boomstam en probeer om homself teen die verharding wat van onderaf ontstaan en steeds groter word te beskerm deur van die steeds nouer getrokke ringe en inkepings te maak. Maar omdat van hierdie bedrywigheid ten slotte tog geen ontkoming aan die algehele verstarring te verwagte is nie, vernou hulle die onderste deel van die stam soveel as wat maar enigsins moontlik is, en vlug verder na klein takkies, vesels, blare, haartjies en uiteindelik na die bloeisel. Maar omdat ook dit alles al gou weer harder en harder word, en die geeste meerendeels sien dat al hulle moeite te vergeefs is, begin hulle self weldra in 'n sekere sin in te hul en hulle toevlug te soek in omhulseltjies, waar hulle baie stewig vir hulle 'n beter passende materie om hulle heen maak. Daardeur ontstaan dan allerlei sade en vrugte. Dit is hierdie sieledele van die plant wat omhoog neig en gehelp word deur die geesteswesens, natuurgeesties, en dan vorm dit 'n saad, 'n vrug met 'n saad, wat dan weer 'n ewig lewende voortplantende kiem in hom het. Maar die mees selfsugtige deel van die lewe, wat in 'n plant vryer geword het, vind nie veel baat daarby nie, want dit wat ingehul is in 'n stewige kiemomhulsel, moet ewe dikwels dieselfde weg gaan as die aantal kere wat die saad in die vogtige en met lewe versadigende aarde kom. Die ander meer geduldige lewensdeel, wat dit hom laat welgeval om in die onderste materie as skildwag en as draer van die ywerigste, vreesagtigste en ongeduldigste lewe agter te bly, vergaan vinnig en baie gou in 'n hoër en vrye lewenssfeer oor. Omhul homself weliswaar nog steeds, maar gewoonlik met 'n diervorm wat reeds by hom pas. Van dit wat as vrug deur diere, selfs mense verteer word die grower gedeelte gebruik vir die vorming en voeding van die liggaam. Die edeler word van 'n senuversterkende en lewenswekkende gees, en die edelste deel word die substansie van die siel.
Aan die hand van 'n plant wat ons goed ken, gaan ek dit net verduidelik. Uiteindelik hierdie groot beklei wat in daai plant plaasvind tussen die verharding en die verdikking van die stam en die lewenssappe wat opgaan in 'n mielieplant. Jy sit daai put in die grond en na 'n paar dae of 'n week, dan begin hy sy koppie uitsteek. Die wortels gaan af en die blaartjie kom bo. En nou is hierdie lewensgeeste besig om hierdie ding heeltyd op te wek. En daar is lewensgeeste, die sieledele trek vog uit die grond uit, trek leefvoedingsmiddels uit die grond uit, want die wortels neem dit op by die mikroorganismes en by die aardwurms wat dit dan nou vir hulle toeganklik maak. En so kom die een stingel na die ander op en die mielieplant word hoër en hoër. Uiteindelik tussen al die geveg en die beklei begin daar koppe ontstaan, eerstens sade en dan begin 'n kop teen die stam groei. En hierdie kop ontvang dan die saad wat afval deur die wind. En dan ontstaan daar edele dele wat hy noem hier, en dit is die pitte wat nou aan die stronk wat ook gevorm word. So party sieledele weet hulle moet stronk word, ander weet hulle moet nou pitte word. Dit alles word gelei deur Vader se Gees. En as 'n mens so daaraan dink, hoe ingewikkeld hierdie hele proses is, dan sal jy 2 keer dink wanneer jy weer 'n lekker mielie byvoorbeeld eet, of enige vrug. En uiteindelik het jy nou 'n mieliekop met 'n hele paar 100 pitte, waarin elke pit 'n stukkie van die ewige lewe van die Gees teenwoordig is. Dit is daai swart klein kolletjie, wanneer jy die kop eet, dan eet jy die sieledele, die styseldele en die proteïen gaan na jou liggaam toe, en net daai stukkie wat ewige lewe in hom het. Die vermoë, as ek daai pit afbreek uit die stronk uit en ek sit hom in die grond, dan groei hy weer. Net daai stukkie voed jou siel. En dis baie noodsaaklik dat ons siele voed met siele, want anders te word ons siel swak, lam en moeg. En dit is wat Satan nou met al die kos probeer. Hy haal die ewig lewende kiem uit. Oral is dit nou net druiwe sonder pitte, watlemoene sonder pitte. Die goed beteken niks vir jou siel nie. En ek weet nie eens of die vleeslike omhulsels wat om die pitte is iets beteken nie. Want ek het nou die dag 'n video gesien waar die ou in 'n woud vat hy juist daai vrugte wat nie pitte het nie en wat nie al die goed wat hulle noem geneties gemanipuleer. Hy sê niks van die diere in die bos wil dit eet nie. Niks, hulle loop bo oor dit. Maar hy sê as hy dan organies gaan koop en hy sit dit dan daar neer, dan bestorm hulle dit en eet alles op. Want hulle siele herken Vader se siele binne in die vrug. Maar ons as mense, wie wil nou 'n lemoen eet met pitte of 'n druif? Dit is nie lekker nie. Jy moet juist daai druiwe pitte fyn kou en insluk, want dit is vir jou siel daar gegee. So, in kort net, wat het gebeur en wat is die toestand van die skepping nou? Oral in Amerika, en dit sal hier oorwaai na ons toe, ek verstaan hulle daar reeds die tenders uit vir die fabrieke, is hulle besig om rooi vleis, hoendervleis en sekerlik ander vleis ook te maak in 'n fabriek, deurdat hulle die DNA van 'n koei of 'n bees, selfs hulle is besig om nagemaakte plastiek melk te maak. En hierdie goed gaan vir ons baie, baie skadelik wees. Maar uiteindelik gaan ons nie eers weet wat ons eet wanneer ons dit koop nie. En tog nou moet ons net baie opmerksaam wees. Want dit is Satan se algehele aanslag teen die skepping. Want onthou, hy wil nog steeds aanbid en geëer word. Daai aanvanklike impuls is nog in hom. En hy is nou hier op die aarde in sy sterkste krag teenwoordig teen ons. Maar soos Joshua hierbo gesê het, die impuls om verkeerd te doen moet daar wees. Anders kan ons nie ons eie vrye wil en krag ontwikkel nie. As dit nie was nie soos op baie planete in die heelal,
Daai mense hoef nie nou te stry vir kunskap nie. Ons stry nou vir kunskap. Ons stry nou vir 'n plekkie in die hoogste hemele. Ons stry vir 'n plek as Yeshua se gelyke in die skepingsvroulike, as ek dit so kan stel. Dit is hoekom ons as mans en vrouens die bruid genoem word. Dis nie werklike huwelik tussen man en vrou nie, dit is 'n eenwording tussen die manlike en die vroulike van die skepping in jou. En onthou, jy dra al hierdie gevalle sieledele waaroor ons nou gepraat het, se sieledele in jou. Want dis die hoogste vorm van ontwikkeling van mineraal, plant en dier, is dat dit uiteindelik in die mens beland. Soos wanneer ons vleis eet, of wanneer ons groente eet, of vrugte eet. Daai sieledele bly agter in jou, vir altyd. So, die hele ding is 'n proses van ewige lewe, of die proses van terugkeer na ewige lewe. 104. Ons gaan maar aangaan, nee, is dit reg, Sabbat, ons op die rechts. Opskrif, selfsug as oorsaak van die materie. Yeshua praat, as julle hierdie ontwikkeling nou bietjie van nader beskou, dan sal julle dit regtig nie moeilik vind om die werklike diepte van die waarheid in te sien, van waar die onkruid op die suiwer landerye van die lewe afkomstig is nie. Onthou, ons het gister gepraat, die wagters het geslaap, en onkruid het op die landerye die siele van mense beland. Alles wat wêrelds en materieel is iets wat verkeerd is, wat altyd noodwendig teen die ware geestelike orde van Elohim indrys, omdat dit oorspronklik as 'n teenwerkende prikkel daar geplaas moes word, om die vrye wil op te wek, in die idee wat tot lewe gewek is, en as afsonderlike wese deur Elohim na buite gebring en op die korrekte wyse gevorm is, en dit moet daarom beskou word as die egte onkruid op die enigste ware en geestelike suiwer lewensakker. As voorbeeld, moes Vader die drang tot voortplanting, moes hy in die mens plaas, want anders sou die mensdom uitgesterf het. Maar wat die wêreld gedoen het, het daai voortplantingsdrang misvorm en omvorm tot 'n totale helse seksuele gemors wat die aarde nou in is. En alles wendel nou om welis en nie meer om liefde nie. So die prikkel, Vader moes die prikkel daar plaas, elke man en vrou het dit. Maar kyk wat het nou met dit geword. Mans teenoor mans, mans teenoor vrouens, goed wat nie weet wat hulle man of vrou is nie. Al hierdie goed, buite die orde van Vader. Satan is besig. Hy is baie, baie bedrywig. Hoewel die onkruid, is dit vers 3, nee? Hoewel die onkruid oorspronklik 'n noodsaaklikheid is ter bevestiging van 'n volkome vrye geestelike lewe, moet dit uiteindelik egter tog deur die vrygeskape menslike wese, dis jy en ek, as sodanig herken en vrywillig weggewerk word, omdat hierdie wese onmoontlik daarmee saam kan voortbestaan. Dit is wel 'n noodsaaklike middel om die doel te bereik, maar kan nooit een word met die doel nie. Die net is 'n noodsaaklike middel om visse mee te vang, maar wie sal dit in die water dompel en daarmee geen vis vang nie, maar die net as sodanig weer daar uithaal, dit dan op die vuur te rooster en as voedsel te gebruik? Net 'n dwaas. Die net is daarom maar net nodig om visse te vang, en as mens daarmee visse uit die water gehaal, en in die voorraadkamer of in die spens gestoor het, bære mens die net en mens gebruik dit wat mens daarmee verkry het. So moet ook die prikkel tot die oortreding van die gebod aanwesig wees. Dit is 'n opwekker van die kognitiewe vermoë en van die vrye wil. Dit vervul die siel met lus en vreugde,
solank dit die prikkel baie goed waarneem, maar nie daaraan gehoorsaam is nie. Dit juis egter steeds met die vrye wil bestry, wat deur die prikkel in haar gewek en van lewe voorsien word. En so gebruik die vrye siel dit dan as middel, maar nie as doel op sigself nie. Dink aan die prikkel wat ek net van gepraat het, die prikkel tot voortplanting. Die leersak is tog ook nooit die wyn self nie, maar slegs 'n voorwerp om die wyn in te bewaar. Wie sal egter so dom wees om vanweë die verlokkende geur dadelik aan die sak te byt en dit te beskadig, terwyl hy tog weet dat hy die sak slegs op die regte plek hoef oop te maak om die suiwer wyn daaruit te kry. Die onkruid of die prikkel tot die oortreding van die wet is daarom iets ondergeskiks en mag nooit as te nimmer hoofsaak word nie. Wie die ondergeskikte tot hoofsaak maak, lyk soos 'n dwaas wat hom wil versadig met die pot waarin goeie kos gekook word, maar die kos weggooi. Tog so duidelike vergelykings wat hy hier gee. Waaruit bestaan dan die onkruid, wat deur te vergaan die lewe moet bemes? Watter naam is dan gegee aan die prikkel, wat in die vorm wat tot lewe gewek is, geplaas is, en teen die wet indruis? Wat is hierdie onkruid? Dit heet eie liefde, selfsug, hoogmoed en ten slotte heersig. En elkeen van ons wat hier lees, moet nou ons eie harte ondersoek met hierdie 4 eienskappe. Eie liefde, selfsug, hoogmoed en heersig. Is ons onderworpe daaraan? Val ons in hierdie kategorie? En ons moet baie mooi skrop binne in die hart om hierdie goed te vind. Want dit is eerstens, wil jy dit nie vind nie. Jy wil nie glo dat ek is deel van hierdie eienskappe nie, of hierdie eienskappe is deel van my nie. Maar ons moet dit doen. Deur die eie liefde soek die lewende vorm weliswaar homself, maar met hebsug wat alles in homself opneem, met die bedoeling om dit dan vir altyd so op te sluit en te bewaar, dat dit nooit vir iemand anders as alleen homself ten goeie kan kom nie, uit vrees homself ooit ergens gebrek te ly. Deur hierdie opneming en afsluiting in sy wese van alles wat dit steeds opneem, uit die orde van Elohim wat alles voed en onderhou, moet in die wese 'n altyd toenemende verdigting ontstaan, in 'n sekere tydelike deeglikheid en superioriteit, en daardeur 'n buitengewone tevredenheid met homself. Dit is in die ware sin en betekenis van die woord selfsug, wat die eie self as iets voelbaar, ten volle gewigtigs met alle krag en geweld, bo elke persoon wil verhef, met al die middele wat hom tot dienste staan, selfs al sou dit van die slegste soorte wees. En hier kry ons nou voorbeelde te doen mee van mense wat so verbyspaarsamig leef, maar wat absolute vrekke is. Alles wil hy bank. Daar is geen gevoel by hom om iemand te help nie, want hy sien dit as 'n gevaar vir sy toenemende rykdom. Jy kry mense wat net grond en grond en grond soek. Koop die een plaas na die ander, dat daar selfs mense nou in die land is wat meer as 100 plase besit. Maar die huise wat daarop is, word nie deur hom beskikbaar gestel vir arm, hulpelose en volksgenote wat daar kan gaan bly en hom van 'n diens voorsien, maar hy wil net meer en meer hê. So kry jy mense wat store het waarin honderde voertuie gebere word, want dit is nou sy stokperdjie. Maar terwyl jy het net een nodig om mee te ry, of hoogstens sê maar 2, as jy nou jou familie wil saamvat. Al hierdie dinge en hierdie neigings en eienskappe in die mens maak dat die mens nie geestelik lewend word nie.
Ons het genoeg in die vorige lesings gelees. Diensbaarheid moet beoefen word om in die koninkryk te kom. As die selfsug sy doel bereik het, verhef hy homself bo alles wat soos hy lyk, en sien in 'n sekere sin dronk van geluk, minagtend op alles neer. En hierdie minagting lyk soos die afkeer wat 'n oorvol maag het vir die kos wat voor hom staan. En dit is dan dit wat mens hoogmoed noem. Daarin is reeds 'n baie groot hoeveelheid materie en die hele veld vol van die ergste onkruid. As sodanig is die hoogmoed egter uitermate ontevrede, omdat dit nog steeds konstateer dat alles nog altyd nie so aan hom ondergeskik is, as wat hy sou wens nie. Die hoogmoed wil net nog meer en meer hê. Hy gaan nou al sy middele en oorige moontlikhede na, en kom tot die gevolgtrekking, dat hy alles aan hom ondergeskik sou kon maak, as hy hom uit 'n taktiese oogpunt sou voordoen as 'n doeltreffende en vrygewige persoon. So gedink, so geprobeer en gedoen. Omdat daar altyd meer hongeriges is as mense wat voldoende te ete het die royaal geworde hoogmoed dit heel maklik. Wel daar versamel alle hongerlydende kleinere kragte hulle om hom heen en laat hom toe om hulle te oorheers, omdat hulle ook nou iets kan geniet van die rykdom van die hoogmoed. Hulle gehoorsaam die hoogmoed nou reeds slaafs en vermeerder daardeur sy krag, en die hoogmoed probeer nou al dadelik om baie, of beter gesê alles, aan homself diensbaar en skatpligtig te maak. En hierdie onversadigbare strewe is dan dit wat mens in die ware sin van die woord die allerverderflikste heersig noem, waarin geen liefde meer heers nie. En dit is vandag algemeen in ons regerings van die wêreld en in die politiek, maar ook deels in die geestelike. In die heersig kom dan die hardste materie tot uitdrukking. 'n Planeet wat algeheel tot graniet verhard is, kan daardie reken met 'n keur van alle moontlike kwaadwillige elemente. 'n Bewys dat die heersig en daarmee dit wat werklik heers, gelyk staan aan die digste materie, is die buitengewoon soliede kastele en vestings waarachter heersers hulle verskans. Baie dik moet die mure wees en beman deur sterk soldate, sodat niemand in staat sal wees om ooit deur die allergrofste materie te breek en die heerser in sy hoogmoedige rus te benadeel nie. Wee die swakke as hy dit sou waag om slegs een steen uit die vesting van die heerser te wring. Hy sal weldra vermorsel en vernietig word. En dit sien jy ook daar om die regeringsgeboue, jy kan nie daar ingaan nie, dis polisie, dis weermag, hulle skuil agter hierdie groot mure, omdat hulle alles na hulle self toe wil trek, en ons moet hulle dien. Ek bedoel en hier egter nie die heersers en regente, wat Elohim se orde hier aangestel het ter vermindering van die heersig, van elke enkeling, om as bepalers en instandhouers van nederigheid en beskeidenheid, liefde en geduld te dien nie. Nou hierdie paragraaf is spesifiek vir Sirenius, wat nou ook 'n heerser is, maar hy sê, jy kom nie hier onder hierdie oordele nie, want hierdie regente van die volke, wat deur Elohim aangestel is, moet dit wees wat hulle is, en kan nie anders handel, as op die manier waarop hulle gedryf en gelei word deur die wil van die almagtige Elohim ter verbetering van die volke nie. Hier gaan dit maar net oor die algemene egte heersig, wat elke afsonderlike gees en elke afsonderlike mens, en hier is getoon wat heersig in wese is. Ja, daar is wel heersers wat mens erge tiranne noem, die het uit die volk opgestaan, het teen die heersers wat deur Elohim aangestel is in opstand gekom, soos eens Absalom teen sy eie vader Dawid. Sulke heersers is nie deur Elohim aangestel nie, maar deur hulle self, en daarom is hulle sleg,
die ware onkruid in ooreenkomstig vorms van die hardste materie. Maar jy, my Sireneus, en jou keiser is dit nie, hoewel julle nog heidene is dit my wil dat julle is wat julle is. Julle is vir my as heidene liewer, as baie konings wat, as aangestelde leiers van Elohim se kinders, soos nou Herodes en die tempelpriesters, slegs ware liggaamlike en meer nog geestelike moordenaars van hulle was. Daarom is hulle egter ook vir altyd van die ou trone en krone en scepters afgeneem en aan julle wyser heidene toevertrou. Ek vind dit nodig om hierdie woorde by te voeg, om te voorkom dat jy, my Sireneus, sou begin dink dat ek sou meen dat jy en jou neef, die keiser, as gewelddadige heersers op die heerserstroon sou sit. En nou verder met ons beskouing oor die onkruid op die goeie land. Ek dink dit is baie duidelik vir ons hier uiteengesit, en as die toestand 2000 jaar gelede so gelyk het, lyk dit sekerlik nou 1000 male erger hier waar ons nou is. Die wêreld word regeer deur sulke heersers, wat net vir hulle self daar is. Sy posisie is daar om vir hom die meeste mag en geld by mekaar te krap, op die mees skandelikste maniere. Maak oop jou oë en bekyk die aarde en die wêreld vanuit die gees. Baie dankie. Amen.